Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 9 April. Emmanuel, God met ons. As jy sou wou 'n beskrywing uit die Bybel oor God se karakter met 'n nie-Christen deel, waarheen sou jy gaan? Die beste antwoord sou natuurlik Jesus wees. Die Bybel sê dat Jesus nie net God weerspieël nie, maar God openbaar. Daar is baie Bybelgedeeltes wat dit verduidelik, maar die een wat dit die eenvoudigste doen is Johannes 14 vers 9. Hier sê Jesus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Om meer te weet oor hoe God die Vader is, moet ons na Jesus kyk. Sy woorde, sy dade, sy wyse van optrede en sy groot liefde teenoor die mensdom soos geopenbaar in sy dood en opstanding. Die liefde en sorg van die Vader word die duidelikste uitgedruk deur sy seun Jesus. Die skoonheid van die Bybel is dat God vir ons 4 ryk perspektiewe gegee het op die lewe van Jesus, sodat ons 'n voller prentjie kan hê van wie hy is. In Matteus, geskryf deur 'n Jood vir Jode, sien ons Jesus as die lank verwagte Messias wat vervul het wat beloof was. In Markus sien ons Jesus wat 'n aktiewe lewe van diens en opoffering leef. Hy het altyd aan ander gedink en was altyd gehoorsaam aan die wil van sy Vader. In Lukas kan ons lees oor hoe Jesus gevoel het met sy menslikheid en medelee en ons kan hierdie verslag lees om seker te wees dat wat ons lees waar is. Lukas 1 vers 3 en 4 sê vir ons, het ek ook dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet, die dinge waaromtrent u onderrig is. Lukas 1 vers 3 en 4. In Johannes sien ons die vleesgeworde seun van God en word ons uitgenooi om te glo dat Jesus is wie hy sê hy is, sodat ons geestelike lewens vernuwe kan word. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, manuskrip 105 in 1900. Alhoewel al 4 evangelies dieselfde terrein verken, verteenwoordig hulle nie dinge in presies dieselfde styl nie. Elke skrywer het sy eie ervaring en hierdie verskeidenheid verbreed en verdiep die kennis wat na vore gebring word om aan die behoeftes van verskillende denkwyses te voldoen. Ellen G. White, manuskrip 105, 1900. Watter evangelie het jy die mees onlangs gelees? In Matteus 1 vers 23 word 'n spesifieke naam aan Jesus gegee. Waarom is dit so betekenisvol in die verstaan van God se karakter? Lees Matteus 28 vers 20 met fokus op die laaste deel van die vers. Vergelyk hierdie 2 verse. En wat merk jy dan op? Matteus 1 vers 23 lees, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Emmanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Matteus 28 vers 20 lees, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. In Kolossense 1 vers 9 bid Paulus dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Paulus beskryf die ken van God se wil as wysheid en geestelike insig. Wysheid kom eerstens deur God volkome te vertrou, bereid te wees om sy wil te doen en nie op ons eie verstand te steun nie. Johannes 7 vers 17 sê vir ons, as iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Spreuke 3 vers 5 sê ook vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
Maar die vraag ontstaan dikwels: wat is God se wil vir my in hierdie situasie? Daar is 4 hoofbronne waaruit ons God se wil kan leer soos ons dit bidtend soek. Ons het slegs die oppervlak van hierdie groot onderwerp, die karakter van God, aangeraak. God is groter en meer ongelooflik as wat ons kan begryp, en ons sal vir ewig oor hom kan leer in die ewigheid. God verdien ons lof vir wie hy is en wat hy gedoen het en besig is om te doen in ons lewens. Neem nou 'n bietjie tyd om 'n gebed van lof aan God op te offer vir wie hy is. Wees spesifiek oor wat die Bybel vir jou oor God sê. 'n Voorbeeld hiervan kan wees: dankie God dat U liefde is, soos U vir my sê in 1 Johannes 4 vers 8.